hartlike goeie dag van my Yvonne Besuidenhout en Ansie Smit. Heerlik om weer saam met julle te kuier. Onthou verlede week en die week voor dit het ons bietjie gesels oor die onderwerp aanstoot. Gee ons aanstoot of neem ons aanstoot en hoe om dit te verwerk en hoe om nie aanstoot te gee of aanstoot te neem nie, het ons bespreek. Ons het die 5 punte bespreek. Ons het skrif gegee en hierdie week gaan ons 'n bietjie verder aan rondom hierdie onderwerp. Hoekom hamer ons so daaroor? Die Here wil regtig hê ons as kinders van die Here moenie so fyngevoelig wees oor sekere dinge nie. Hoe moet ons dit hanteer? Hoe moet ons dit verwerk? So kom ons kyk 'n bietjie verder. Hebreërs 10 vers 25 sê vir ons baie mense neem aan dit is Paulus wat Hebreërs geskryf het, maar die skrywer is onbekend. Ons moet nie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan en des te meer na mate julle die oordeeldag sien naderkom. Baie mense sê ek het aanstoot geneem oor iemand dit of dat gesê het in die kerk soos wat ons verlede week gepraat het en daarom gaan ek nie meer kerk toe nie. Nee, die Here moedig julle aan om te sê kom, dis juis in hierdie tyd, hierdie eindtye wat ons nodig het om na die huis van die Here te gaan, sodat ons mekaar se arms kan hoog hou. Onthou ons het gesê, as jy die vuur sien op TV, voel jy nie die hitte nie. En dit is presies so. Al sien jy die Heilige Gees op die TV werk, gaan jy nie die Heilige Gees werkinge voel en ervaar nie. Daarom is jy belangrik om deel te wees van die liggaam. Onthou, 'n liggaam bestaan uit 'n hand, 'n mond, 'n oor, 'n been, 'n hart. En as jy nie daar is nie, dan mis die kerk daardie lidmaat. So jy is baie belangrik en moenie laat die duiwel jou andersins oortuig nie. Bestraf die duiwel, weerstaan dit en gaan op, staan jou plek vol daar in die huis. Kom ons luister bietjie wat sê die Amplified oor hierdie selfde onderwerp. Hy sê, not forsaking our meeting together. Hy sê saam as believers for worship and instruction. So met ander woorde, ons is saam om die Here te loof en om te wag op instruksie van die Here. As it is the habit of some, but encouraging one another and all more faithfully as you see the day of Christ return approaching. Ons woon dit gewoonlik ook by om geestelik te groei en ons geestelike familie te ondersteun. Hoe kan ons mekaar ondersteun as ons by die huis sit? Soos ek net nou gesê het, mekaar se arms omhoog hou. Iemand het opgemerk dat almal wil hemel toe gaan, maar weinig wil kerk toe gaan. Ons sê nie jy gaan nie hemel toe gaan as jy nie kerk toe gaan nie, maar dit is 'n belangrike pad, hierdie tog op pad hemel toe is by die kerk. Ons moet die wêreld wys hoe lyk God se liefde. Onthou die liefde van Jesus is dit wat mekaar nader trek. Dit is al Bybel wat die wêreld sien, is die liefde van Jesus. So kom ek en jy vertoon daardie liefde van Jesus. Ons moet in vrede en eenheid lewe. As ons nie met mekaar in vrede kan leef in die huis van die Here nie, hoeveel te meer daar buite. Ons is die lig van die wêreld en ons moet 'n verskil maak. Hoe anders gaan ons siele red? Hoe gaan ons in die koninkryk van God bou en uitbrei? Groot skeringe vind in die kerke plaas reg oor die wêreld. Christene lewe geïsoleerd, eensaam en hartseer. Maar meer mense is in gevangenskap van self, daai eie ek, want iemand het my seer gemaak. Kom daaroor. Baie keer hoor ons iemand sê, bou 'n brug en kom daaroor. Dit is eintlik presies so, want ons moenie laat dinge ons aanval en seermaak nie. Baie keer sê mense iets en jy neem sommer dadelik aanstoot. Ek het geleer in my kort lewe op aarde om te vra, hoekom sê jy so? Waarom vra jy dit? Doen dieselfde, ek wil julle aanmoedig. Die Here sê ons moet sagmoedig wees, nie swakmoedig nie. So as jy iemand iets sê wat jou seermaak, sê vir daardie persoon, dit wat jy nou gesê het, maak my bietjie seer, maar verduidelik aan my hoekom jy sê, dalk sal ek dit beter verstaan. So, een van Satan se wapens is hierdie offense, hierdie aanstoot. So kom ons speel nie in die duiwel se hand en sê, ek het offense geneem, ek het aanstoot geneem, deur dit en nou bly ek by die huis nie. So word kinders van God geïsoleer en geen eenheid en samewerking nie, geen vrede en liefde in ons nie. So kom ons weerstaan al hierdie dinge en ons bou 'n
huis van liefde? Is dit jou persoonlike huis? Is dit die huis van die Here? Ja, ons hoor so baie mense, soos Yvonne gesê het, wat hierdie samekomste nie meer belangrik ag nie. As ons 'n bietjie rondom ons ook kyk, ouers neem nie meer hulle kinders kerk toe nie, of hulle laat die kinders by die sonndagskool of by die kinderkerk, maar hulle stel nie die voorbeeld nie. Hebreërs 10:19-25 gaan lees dit gerus in die verskillende vertalings. Is dit belangrik dat ons die gemeentelewe moet lei, ons moet die eredienste bywoon. So kom ons probeer eerder om kerk toe te gaan. Ons is kinders van God en ons doen die dinge wat God wil hê sy kinders moet doen. Ons neem sy natuur aan, so die natuur van 'n kind van God is om die samekomste by te woon. In Hebreërs 4:14 sê, Christus het gekom vir ons sondes. Dis die lig van Christus se volmaakte en volkome offer, dat hy gelowiges aanspoor om mekaar te help, te ondersteun en mekaar so te bou. So kom ons lewe hierdie lewe wat aan die kruis vir ons betaal is, ook uit vir ander mense. Kerkbywoning gaan nie oor my of jou nie, dit gaan oor God. As ons gaan kyk Psalm 92:14, die Nuwe Lewende Vertaling, geplant in die Here se huis, groei hulle weelderig in die voorhoewe van God. Gaan lees ook Psalm 92:14 in die verskillende vertalings. So dit gaan nie oor net wat ek en jy wil ontvang nie, maar ook wat ons kan uitgee, wat ons kan leer, hoe ons mekaar kan bemoedig. Wat het ek hierdie Sondag ontvang wat ek met ander kan deel? Wat het ek hierdie Sondag geleer of ontvang wat ek die res van die week moet prioritiseer? Hoe kan ek betrokke raak? So baie keer hoor ons van gemeentelewe wat sê, daar gaan niks aan nie, daar's nie 'n kinderbediening nie, daar's nie 'n ouerbediening nie, maar raak betrokke. Baie steek hulle hand op, maar hulle raak nie werklik betrokke nie. Mense sit jare in die banke, maar hulle wend werklik geen poging aan om betrokke te raak nie. So kom ons raak betrokke en ons bou die koninkryk van God uit. En ons wys die wêreld hoe die liefde van Jesus werklik lyk. Ja, ek was een keer in 'n gemeente gewees waar baie mense as uitkla hulle oor iets of hulle uit 'n voorstel en die pastoor het altyd gesê, you've got the vision, you've got the job. En ons sien so baie keer in die gemeentes en in die kerke dat mense wil kritiek lewer of hulle wil iets sê, maar hulle wil tog net nie betrokke raak nie, hulle wil net nie iets doen nie. Ons sien met samekomste wanneer ons funksies reël en ons het hulp nodig, dat dit eintlik maar 'n ou klein handjie vol mense is wat regtig hulle hand opsteek. Nou baie mense sê, maar ek weet nie wat om te doen nie. Hoekom gebruik die Here my nie? Sit net 'n bietjie stil en sê, watter talente het jy? Wat kan jy doen? Waaraan is jy goed? Almal hoef nie predikers te wees nie. Almal hoef nie evangeliste te wees nie. Dit is mos nou hoe die liggaam werk. Party mense kan heerlike kos kook, ander mense die vermoë om met materiaal te werk, hulle kan die mooiste gordyne, tafeldoeke vir die kerk maak, ander mense werk in die tuin. So moenie dink, omdat jy net in jou tuin kan werk, jy het nie 'n deel in die liggaam van God nie, dit is juis. So dink 'n bietjie aan jou talente en kyk hoe jy dit kan gebruik vir die Here, want die Here eer jou. Ja, ons moenie so besig raak met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge vergeet nie, maar die Here eer jou. Onthou, ons sê altyd, jy moet jou 10de vir die Here gee. Die Here verwag ook 'n 10de van jou tyd met hom, 10de van jou finansies, maar ook 'n 10de van jou talente en gawes wat hy vir jou gegee het, om dit ook te gebruik vir die uitbreiding van die koninkryk. Van baie van die redes hoekom mense nie by die kerk wil betrokke wees nie, gaan gewoonlik oor min gevalle, gaan oor die swak verkondiging, en valse leer, en verbruikersbewustheid van samelewing, wil ek net my behoefte bevrede. Kom ons kyk 'n bietjie rondom ons. Jy weet, ek kyk na 'n program,
van 'n jong man wat lelik praat met 'n ander vrou en 'n ouer man staan op en hy sê nee, dit is nie mooi om so met die vrou te praat en hoe hierdie jong man so lelik praat met my ouer man. Toe dink ek, wat het geword van die respek? Jy weet, dit is asof die jong mense van vandag nie meer respek het vir die vir die ouer mense nie. En dit alles begin by die huis. Mamma, pappa, ek wil vir julle sê vandag, leer julle kinders om groot mense te respekteer, om ouer mense te respekteer. Onthou, dissipline begin by die huis, nie by die skool nie, nie by die kerk nie, by die huis. So kom ons leer om nie net na ons eie ek te kyk nie, maar na ander se behoeftes, want dit is tog waarom Jesus gekom het aarde toe. Hy het gesê, ek het gekom vir die siekes, vir die moes, vir die armes. Hy het nie gekom om sy eie koninkryk te kom stig hier op aarde en in wêreld te kom lewe nie, nee. So ons moet daardie voorbeeld van Jesus volg en nie ons eie ek nie. Die Hebreërs skrywe vestig in hierdie geleentheid ons aandag opnuut op die feit dat die kerk gaan oor ons en veral oor God, soos Ansie ook vroeër gesê het. God het sy deel reeds gedoen deur die volmaakte offer van Christus, waaroor die skrywer breedvoerig uitgewy het in sy brief. Dit is hierdie volmaakte offer wat juis vir ons die deur oopmaak om by God uit te kom. Lees gerus Hebreërs 10 vanaf vers 19 tot 20. In die lig hiervan kom die oproep tot die gelowiges en let op die voortdurende gebruik van ons. Laat ons na God toe kom. Hebreërs 10 vers 22. Nou natuurlik kan jy en moet jy dit in jou huis doen. In die erediens het jy egter te doen met 'n spesiale ontmoeting met God, saam met ander gelowiges. Hoekom? So 'n spesiale geleentheid laat verbygaan. Ja, gaan lees gerus Hebreërs 10:23. Laat ons vashou aan die geloof. Gelowiges het hoop nodig in hierdie tyd. Veral as ons kyk rondom ons, hoeveel mense is moedeloos, hoeveel mense is moeg, hoeveel mense die pad verlaat. So ons hoop kom van God af. Baie keer sien ons dat mense hulle hoop in aardse dinge soek. Hulle hoop, ek kan net geld wen, hulle hoop, hulle kan net 'n beter werk kry, maar kom ons soek ons hoop by God. Hebreërs 4:1-4, Hebreërs 10:18, die hoop is egter bedoel vir ons elkeen om vas te gryp, en dan nie in sy hoekie te gaan sit nie. Gelowiges moet oral na mekaar omsien. Die saamwees van die gemeente is die plek waar ons goed kan doen. Ons het al reeds verduidelik, hoe kan ons dit doen? Laat ons na mekaar omsien, deur mekaar na te spoor, tot liefde en goeie dade. Baie keer kry ons iemand wat sê, maar ek dien die Here al so lank, ek bid al so lank vir dit of dit, en dit gebeur nie. Dan kan ons daai persoon bemoedig en sê, kom ons kyk 'n bietjie, is daar iets wat jy verkeerd doen, is daar iets wat jy kan aandag aan gee, kom ons kyk 'n bietjie, hoe bid jy, en kom ons leer om ook geduldig te wees met mekaar. Ons weet, as ons in die gebed gaan, dat die Here sê ja, sy antwoord ja, soms dit sê nee, soms dit sê wag 'n bietjie, so kom ons motiveer of ons spreek bemoediging oor ons mede-kollegas, of ons boeties en sissies, ons help hulle op, ons help hulle reg, in sagmoedigheid en in liefde. Ons kan dit net doen by die byeenkomste. Wat 'n plek is daar wat beter is vir die gemeente om te groei, om saam te groei, om saam te leer, om saam veranderings te maak. En dan kyk ons ook na vers 25. Bogenoemde is oorgenoeg rede om elke samekoms by te wil woon. Boonop is die oproep dringerder, na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Want ons sien die lewe vir die gelowiges raak al hoe moeiliker. As ons rondom ons kyk, omstandighede raak maar slegter, finansiële druk raak groter, kinders, verhoudings, ouers, skei sake, egskeidings. So kom ons werk elke Sondag, werklik maak ons die moeite om op te gaan na die huis van die Here. Soos Yvonne gesê het, die Here eer dit, en dis waar hy jou graag wil hê, om ook vir ander tot voordeel te kan wees.
Ja, almal is ook nie op dieselfde vlak nie. Onthou, net soos daar graad eentjies in 'n skool inkom en matrikulante die skool verlaat, eerstejaars studente die universiteit ingaan en meesters of doktersgraad studente die universiteit verlaat, so kom daar nuwe lidmate in die kerk, nuwe bekeerlinge. Dit is my en jou plig om hierdie mense onder ons vlerk te neem. Nie hulle te kritiseer of te kyk hoe hulle lyk nie, want onthou die Here is nie aannemer van die persoon nie. Hy sê dan, hy kyk nie na die voorkoms nie, hy kyk na die hart, want hy sien wat binne ingaan. So laat ek en jy dan nou nie kyk hoe lyk 'n mens of hoe ryk 'n mens wat net tot bekering kom nie. Ons sal sien hoe hierdie mense groei, maar kom ek en jy maak dit ons missie om ander te help. Baie keer sien mense uitnodiging van mense wat vorentoe gaan, vra vir gebed en tot bekering kom, en ek nooi jou vandag, gaan sien een van daardie mense en loop 'n pad met hulle, help hulle, ondersteun hulle, dat hulle nie weer langs die pad verlore gaan nie. Maar hoe kan ons dit doen as ons by die huis sit? Soos Ansie gesê het, ons keuses raak al hoe moeiliker. Die wêreld is so besig, is soos 'n masjien wat verby mekaar skuur. Niemand het tyd vir mekaar nie, as jy maar net kyk na partykeer programme, en jy sien in stede soos New York of wat ook al, hoe die mense loop op die sypaadjies, hulle is so besig, niemand sien mekaar raak nie, en so is ons lewe ook. Dit voel partykeer vir ons of ons dae net korter en korter raak, en ja, die Here sê, hy verkort die dae terwille van ons, maar ons sien ook dat die druk raak al hoe moeiliker, al hoe harder, want die duiwel weet ook, die tyd van die Here is naby, so hy probeer ook vir ons in moeilike omstandighede sit, maar dis hier waar ons moet waak en bid en mekaar in sulke tye bystaan en dra. Hulle sê hierso, dan is dit goed om te weet, daar is ander wat dieselfde stryd stry, wat dieselfde lyding ly, wat dieselfde hoop het, wat vashou aan die woord van God. Hoe gaan jy al hierdie dinge weet as jy nie kerk toe kom nie? Maar as jy dit saamgesels, onthou die alkoholiste anoniem het begin deur mense wat saamgesels. So het hulle probleme opgelos. So kan ek en jy ons probleme oplos, mekaar stig, as ons net weet van mekaar se probleme, saam met mekaar bid. Ons sê nie skinder saam nie, maar ons sê bid saam, dra mekaar se laste. Trouwens, as ons dit begin besef, sal ons nie net self die samekomste wil bywoon nie, ons sal dit ook met moeite doen om ander te motiveer om die samekomste by te woon. Nooi ander uit om saam kerk toe te gaan. Wie sal nou sulke goeie nuus net vir homself wil hou? Kom ons deel dit. Laastens, die skrywer motiveer nie net mense om deel te wees van die gemeente om iets te skryf, iets te kry nie. Telkens die oproep tot hulle om aktief iets te doen. Hulle moet God nader, hulle moet styf vashou aan die hoop, hulle moet na mekaar omsien, hulle moet mekaar motiveer om die eredienste by te woon. Die samekoms maak sin as ons met gesindheid van gee eerder as ontvang instap. Ons moet die kerk bystaan en die armes help. Die swakkeres moet ons bystaan. So kom ons dan by mekaar en deel die goeie nuus en dra mekaar se laste. Ja, kom ons vergeet die ou koeie. Ons almal het al foute gemaak in ons lewe, maar kom ons vergewe en vergeet. Ons vra vergifnis en dan werk ons weer saam om siele te wen. In die gemeente is ons soos 'n span, soos die wond gesê het, soos die liggaam. Die hand moet sy werk doen, die oog moet sy werk doen. Die oog kan nie die hand wees of omgekeerd nie. So kom ons doen elkeen waarvoor jy talent het. Kom ons bevorder God se koninkryk. Ons het die keuse, of ons kan God se koninkryk bevorder, of ons kan die wêreldsin bevorder. Ons moet dieselfde gesindheid hê wat in Jesus was. Gaan lees gerus wat Jesus als gedoen het. Hy het nooit geoordeel of gesê jy is swak of jy is. Baie keer is ons in kleer vasgevang, baie keer is ons in status vasgevang, maar hy het werklik oral waar hy gegaan het, het hy met liefde gedeel. So, ons kan nie vashou aan onvergewensgesindheid, bitterheid en haat nie. As ons gaan kyk Matteus 18, 21, 22, die Afrikaanse 53 vertaling, toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels moet ek my
my broeder wat teen my sondig vergewe, tot 7 maal? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7. As ons dit gaan uitwerk, dan is dit 490 keer wat ons mekaar moet vergewe. Gaan lees ook dis verskillende vertalings van Matteus 18:21 tot 22, wat Jesus sê, vergewe nie 7 keer nie, maar 70 maal 7. So gaan kyk wat sê die ander vertalings, en neem dit ter harte. Baie keer sê ons vir onsself, maar ek het jou klaar vergewe, ek het jou al hoeveel keer vergewe, ons kry dit in die huwelike, ek gaan nie meer vergewe nie, ek het genoeg gehad, maar die Here sê vergewe, anders sodat ek jou kan vergewe. En as jy bietjie gaan optel, dit is beteken net ou klein geringe keer wat ons vergewe, maar as ons werklik gaan kyk, hoeveel keer is God se genade en liefde vir ons genoeg? Hoeveel keer vergewe hy ons op 'n dag? So kom ons doen dieselfde aan ander, ons vergewe en ons vergeet. Al het jy offens geneem, en as jy offens gegee het of aanstoot gegee het, vra ook die Here om jou te vergewe en om daai persoon te help om jou te vergewe. Ja, onthou, fyngevoeligheid is nie van die Here nie. So die Here wil ons hê, ons moet genadig wees teenoor mekaar. Matteus 6:14-15 tot vers 15 sê tog vir ons in die Afrikaanse 83 in die nuwe vertaling en in die 2020 boodskap, kom ons lees dit bietjie wat sê, as julle ander mense vergewe, maar hulle iets verkeerds teen julle doen, sal julle hemelse Vader julle ook julle sondes vergewe. Moet egter nie dink dat God sal julle sondes vergewe as julle nie bereid is om ander mense te vergewe nie. So kom ons wees genadig teenoor mekaar, kom ons vergewe, sodat die Vader ons ook kan vergewe. Kom ons kyk so 'n bietjie na die opsomming aansien. Ja, die Bybel raai ons aan om nie aanstoot te neem nie, maar ook nie om te gee nie. Dit dring die gelowiges om so gou moontlik te vergewe. As jy ondervind of voel, vra dadelik vergifnis. Al is dit ook, al moet jy nou ook klas verlaat, kamer verlaat, en gaan vra vir die Here dadelik, moenie dit uitstel en sê, maar ek sal dit vanaand doen, ek sal dit later doen nie, vra dadelik vergifnis. Ons moet stadig wees om toedig te word, ons moet aanstoot ignoreer, as 'n teken van volwassenheid. Soos Yvonne gesê, daar's verskillende vlakke. Ons kan nie babietjie Christene bly vir die res van ons lewe nie. Ons moet groei, ons moet groot word. En die enigste manier hoe ons hierdie aanstoot kan oorwin, is om soos volwassenes op te tree. Partykeer beteken dit dat jy sal moet omdraai, partykeer beteken dit dat jy sal 'n bietjie moet wag voor jy die aksie gee. Partykeer beteken dit dat jy net dood eenvoudig sal moet stil bly. So kom ons leer, as die aanstoot plaasvind, hoe gaan ek reageer? Hoe gaan ek hierdie vrede handhaaf? Hoe gaan ek liefde toon in hierdie situasie? So kom ons leer, hierdie aanstoot neem of gee kan 'n groot struikelblok wees in jou persoonlike lewe. So kom ons leer om dit te vergewe, om dit af te lê, en om dan soos volwassenes op te tree en die regte ding te doen. Yvonne, dis al waarvoor ons tyd het vandag. So kom ons kyk 'n bietjie na die gebedsversoeke. Daar was 'n wolkbreek in Janssenville, en as jy gesien het die video's, dis baie hartseer van al die skapies wat dood is. So kom ons bid vir hierdie boere. Kom ons tree dan ook in vir droogte, daar's nog steeds baie gedroogte, geteisterde gebiede. Kom ons tree in, ons het baie versoeke van siektes, mensies wat siek is. Ons dink aan die seun Martin wat in die motorfietsongeluk was. Ons dink aan sy familie, sy ouers. Ons bid vir klein Liebe, die kankerpasiëntjie, haar ouers, haar familie. So kom ons tree werklik in vir al die nood wat so groot is daar buite. Yvonne, as jy vir ons sal voortgaan in gebed. Ons Hemelvader, Here, baie dankie dat U ons leer, Here, om nie aanstoot te neem nie, nie aanstoot te gee nie, maar dat ons die Jesus gesindheid moet hê. Amen. Here, wanneer ons die liefde het, sal ons al hierdie dinge oorwin, en ons dankie, Here, dat ons kan leer. Here, ons bid vir daardie boere wat gelei het, Here, oor die vloed wat gekom het en soveel skape ook geneem het en dalk ander
ander skade waarvan ons nie eers bewus is nie. Here, maar alles werk altyd in goeie mee. En ek weet, Here, dat hulle beter af sal wees na die tyd as voor die tyd. En ons dankie, Here, dat U vir hulle voorsien, Here, dat U vir hulle die deure sal oopmaak en dat U hulle sal herstel beter as wat hulle was voorheen. Here, ons dink aan Martin wat in daardie ongeluk was, Here. Here, die duiwel wil kom om steel en te verwoes, Here, maar U het gekom om lewe te gee en lewe in oorvloed. Daarom spreek ons lewe oor sy liggaam, Here. Here, en dat U hom sal herstel, Here, en dat hy 'n lewende getuienis sal wees van wat U vir hom in hierdie tyd gedoen het. Here, ons pleit hom onder die bloed van Jesus, Here, en ons dankie. Here, dankie dat U almal wat nou hierdie program kyk, dat U hulle aanraak, Here, dat U hulle genees, Here, dat hulle nou, Here, hande sal uitsteek na hierdie skerm, Here, en dat hulle in geloof sal sê, Here, raak my aan. Here, net soos wat die man sy dorre hand uitgesteek het, Here, steek hierdie mense vandag hulle hand uit na U. En ons dankie, Here, vir 'n volmaakte genesing in elkeen se lewe. Vader, ons eer en loof U en ons vra dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Totsiens tot 'n volgende keer.